Uys, of mag ek nie maar sê Jamie? Gerus, asseblief. Nou, die program gaan oor u. Dit gaan oor die lewensverhaal en oor die belangstellings en oor wat u dink van sekere dinge. Nou, ons begin deur vir u te vra om te vertel van u vroeë loopbaan, waar hy gebore is, miskien kronologies. Goed, ek is in 1921 gebore in Boksburg, naby Johannesburg. Daar skool gegaan, ook in die hoërskool daar, en daar vandaan as ek Universiteit Pretoria toe. Dit ek onderbreek, omdat iemand my gesê het ek is te jonk vir die universiteit, het ek gou in die myne gaan werk vir 2 jaar. Dus ek weer terug, my graad gekry. En wat? Wiskunde, toegepaste wiskunde, fisika. Ja. En dan ook op die normaal college daar my diploma gekry as onderwyser en toe gaan skool hou. Jamie Uys, onderwyser? Nie geweet nie. Nee, ek het nie geweet nie. Dit was net vir 3 jaar, toe wat ek nou moes daarvoor, toe gaan boer ek in die Bosveld. Aha. Nog 3 jaar daarso en toe kry ek die skielike gier om 'n rolprent te maak. Sommer net 'n rolprent uit die lug uit te haal. Ja, ek was natuurlik gelukkig in daai tyd heeltemal onkundig. Ek het nie geweet hoe maak mense rolprent nie en ek dacht dit vat omtrent 2 weke. So ek my vrou gesê, kom ons het nou tyd, dit gaan nou goed hier op die plaas, kom ons maak gou 'n rolprent. So 2 weke vat en dan so 'n maand om te vertoon en dan gaan ons verder met die boerdery. Ja, en die rolprent se naam was? Daar deur in die Bosveld. Nou ja, soos dit toe gebeur het, het my toe 2 jaar geneem en al die geld wat ek gehad het en kon leen en alles wat ek kon verkoop, moes ek verkoop om die prent klaar te maak. En waar het hy die vindingrykheid gekry om byvoorbeeld, ek onthou duidelik daardie toneeltjie waar die slang juffrou pik. Hoe het 'n vaarboerseun die vindingrykheid gehad om te dink aan so ietsie en om het reg te kry, om dit uit te beeld? Ja, ek weet nie, as jy daar in die Bosveld woon jy maar tussen die slange. En dan weet jy wat jy kan doen en nie kan doen nie. Die slang het ons gekry by die Mediese Navorsingsinstituut en hulle het geweet hoe om ongiftig te maak. Hy het daar werklik raak gepik, maar dit was nie seer nie. Nou, maar 'n soort van dapperheid is dit nie. Ja, ek sou dit nie. Ek weet nie of 'n slang aan my moet pik nie, of hy nou giftig is of nie, né? Ja. Nou, Jamie, enige spesiale probleme? Ek stel my voor daar was geweest met daardie eerste rolprent, want dit is baanbrekerswerk en daar was nie 'n manier waarop 'n mens kon weet, kyk, dit moet ek vermy en dat moet ek vermy nie. Ja, natuurlijk, in die dae was daar ook nie eens fasiliteite nie. Mens moes maar 'n prent maak met die apparaat wat jy kon in die hande kry of maak of leen of huur. Vandag is daar natuurlijk al die fasiliteite en die deskundiges om mense te sê. Ek het in daai dae geglo die enigste manier om te leer hoe om 'n prent te maak is maar die hele dag bioskoop toe te gaan en kyk hoe maak ander mense hulle prente. En dit is maar die beste leerskool seker wat daar is. Behalwe die praktiese leerskool waar jy nou self foute maak en leer. En daarna die ontwikkeling van jou vak, met ander woorde die maak van rolprente. Ja, met die maak van daardoor in die Bosveld moes ons natuurlijk maar in die Bosveld uittrek, want mense kan nie daar al die klankfasiliteite kry wat jy moet hê en so aan nie. Toe is Johannesburg toe getrek en toe die pen daarom uiteindelik klaar en verkoop is, het ek 'n tweede een aangepak met die naam van 5050. Dit was 1952 se daar. Dit het ook maar broekskeur gegaan, want daar was nog nie 'n bedryf in die land wat mense kon van praat nie. Dit was maar weer baie maar met amateurapparate wat moes werk. Maar vertel nou vir ons 'n paar steltjies uit hierdie eerste dae. Ek is seker daar is baie wat jy ons kan vertel. Sê nou maar daar deur in die Bosveld. 'n steltjie. Dit is natuurlik lank gelede, ek gou dink. Ja, iets wat ek vreeslik trots op was. Wat vandag algemeen aanvaar word. Mense wat in die rolprentbedryf lankal is, so sê ja, maar dit is sommer gewoon. Daar was 'n toneel waar ek as die ou boertjie die deur van 'n motor moet afhaal sodat die dame kan uitklim. Die ou was 'n bevallige motor, jy maak nie die deur oop nie, jy haal hom heeltemal af sien. En die deur moes toe vashak en skielik loskom, dan slaat ek neer. Ek stuur so in agterlê, dan slaat ek neer. En ons het dit geskied daar in die Bosveld, toe ek die deur afhaal en pluk en skielik stuur ek terug. En ons het ook daar afgeneem hoe ek neerslaan op die grond. En die is toe beskadig. En 6 maande later toe ons in Johannesburg woon, toe moes ek nou daai toneel weer afneem waar ek nou neerslaan. Toen is 'n stukkie grond gekry wat nou lyk soos Bosveldse grond en toe ek daar met 'n ander motor se deur gaan neerslaan. En wat ek eigenlijk vreeslik trots om vir mense te sê, ek het 300 mijl ver gestreerd met die deur. Ja, daar was nog natuurlijk die interessantheid van wie my kameraman was. Ja? Kijk, en daai rolprent het ek en my vrou Hetty
gespeel sien. En as ek dan op die doek moet wees, dan het sy die kamera en as sy moet speel dan ek die kamera. Maar as ons nou saam moet speel, dan moet ons 'n kameraman soek. En ons het so opgeskote pigrien gehad. En ek wil jy net sê, vandag hoor jy dat Hollywood se kameramanne die kry $5,000 'n week en so aan. En hy het nie veel slegter gedoen as hulle nie. Hy het nog nie geweet hoe maak mense die wat hulle noem die viewfinder, die beeldvinder nie. Ja. Hy loer sommer bo die kamera, maar hy skiet net so raak. En hy was natuurlijk baie trots op sy werk. En daardie dae het baie vir hom gelag. Ons het natuurlik as ons iets geneem het, dan moes dit om mee te werk vir die regering, dan moet ons dit op 'n doek vertoon. En ons het so 'n tuisgemaakte doek gehad om op te vertoon, so 'n stok met 'n wit doek op sien. Die reg genoem die blackboard. Al was dit nou wit. Ja. Vir ons gelyk soos een natuurlik, né? Ja. En die draaiboeke, het jy sommer self uit gaan sit en skryf weer aan hand of eenmiddag of Van jy bedoel van ja, sê maar van die eerste paar rolprente. Ja, nee, ek skryf snags gewoonlik. Ek weet nie hoekom nie. Ek kan al my ander werk doen bedags, maar snags as ek wil skryf moet dit snags gebeur. O ja, met ander woorde daar deur in die Bosveld het jy die draaiboek geskryf. Ne? Ja. Nou vertel nog, daarna die groter rolprente gekom, né? Nie so gou nie. Daar was eintlik eers 50 wat nog maar 'n klein prentjie was. Toe het ek vir 'n groot maatskappy gaan werk. Ek het vir hulle gemaak daar deur in die stad. Dus toen het eerste maal wat ek nou met professionele apparaat en professionele tegnisie kon werk. Die het my geneem 'n jaar. En toe besluit ek om my eie maatskappy te stig. Dus ek nou kan bakbrood soos ek wil. Toe stig ek die huidige maatskappy in 1954. Nou ja, van toe af. Ek kan nou nie meer eens boekhou van hoeveel prente ons gemaak het sedertdien. Deur jou en onder jou naam, né? Deur ander mense. Ja, aan die begin het ek alleen gemaak en toe naderhand soos ek my nou oplei en hulle geskik en bekwaam word om te begin prente maak, het hulle ook begin. Aha. Nou, het dit nooit gebeur dat Jamie Uys staan nou skielik, hy het nou 1 rolprent gemaak en 2 rolprente en 'n derde ene. En nou skielik ontdek hy dat hy word gestoot in 'n hele nuwe wêreld van geld, van persoonlikhede. Kyk, hy was onderwyser geweest, né? Hy was 'n boer op die plaas geweest. En skielik ontdek hy homself in hierdie fabelagtige skitterende wêreld. Het dit hom ooit so getref? Verskeie kere, mense vergeet dit slag en eendag word jy weer wakker en dan sê jy, o magtig, waar is ek nou? Wat jy genoem met die geldsake byvoorbeeld. Ek was nog nooit lief om geldsake, die krap my om. En as 'n mens in die higher finance beweeg, dan is jy bymal verbaas miskien met wat 'n groot syfers jy nou werk waar jy eers met jou maandelikse salaris gewerk het. En dan sit jy eintlik as jy dink dit is duisende en dan honderde duisende rande wat hier op die spel is. En ek kan maar nie daaraan gewoond word nie. Voel jy ooit te klein vir die situasie? Gedurig. Ek wil altyd met diepte, vernaamlik as dit by die geldsake kom. En as 'n mens nou skielik besef jy kompeteer nou met die hele wêreld, want ons is nou nie meer tevrede om net vir die plaaslike markpunte te maak nie. En as jy besef dat jy nou te staan kom teen Hollywood en teen die Londense en Italiaanse makers, dan voel jy mens maar partymal baie klein en nietig. Maar ek dink ons boerenasie is seker maar meer gemetel as ander nasies, want ons gaan daarom aan, ons probeer nog. En nou praat ons 'n bietjie oor die suksesse. Wat sou jy sê was die suksesvolste rolprent wat jy gemaak het? Geldelik natuurlik was dit Dingaka. Hy het baie geld gemaak in die land en hy vertoon nou oor see die wêreld voor. Jy beklemtoon geldelik. Is daar 'n ander soort sukses ook? Ja, daar is daarom jou eie bevrediging. Ek het natuurlik uit Dingaka geweldig baie bevrediging gehaal. Maar daar is 'n ander prentjie wat ek gevoel het oor hom het ek nou lekker gekry. Dit was daardie sy uiteindelike naam was The Condemned Are Happy wat ek gemaak het vir staatsinligting. Toe hulle my vra om die prent te maak, het hulle my gevra om 'n prent te maak oor naturele behuising. En my eerste reaksie was, waar kan jy nou 'n minder belovende onderwerp vir 'n rolprent op aarde wil kry? Ek stel my voor jy moet nou opnames hê van rye en rye van hierdie nuwe huisies wat nou baie bewonderingswaardig is, maar wat nou nie vir die oog na iets lyk nie. En hulle het ook my kom statistiek gegee dat hulle 30,000 families elke week verskuif van hierdie huis na daardie huis. Dus ek mag die nou prente maak oor statistieke. Maar ek het dit daarom toe beskou as 'n soort van uitdaging en die oplossing was natuurlik om in plaas van dat jy 30,000 gesinne op 'n slag
afneem, gaan jy na een enkele man toe. Kyk hoe swaar hy daar kry in die slum waar hy woon. Wat sy probleme is en kry swaar saam met hom. En dan as hy na die nuwe behuisingsskema toe trek, dan trek hy saam met hom. Toe was ek nou baie trots op die oplossing en ek het dit geweldig geniet om die prent te maak en ek beskryf hier's nou 'n uitdaging wat daarom nou aanvaar is en oorkom is. En geslaagd is. Wel, vir my was hy geslaagd omdat ek daar het genot gehaal het. Ek sien, ja. Geldelik was hy seker glad nie geslaagd nie, want die mens maak hom vir 'n vasgestelde fooi. En ek het moontlik meer spandeer as wat ek betaal as ek weet. Ek kan nie onthou nie. Gebeur het ooit met jou, Jamie, dat sukses, om het so te stel, na jou kop toe gaan? Ja, ek wonder. Jy weet, ons is almal menslik. As jy so suksesie kry, dan gaan jou selfvertroue sommer daar in die hoogte en dan al wie daar nodigheid is weer so mislukking daarna as jy weer op die plek. Dit gebeur met my baie gereeld. Mislukkings en suksesse, né? Wat sou jy sê was jou grootste mislukking geweest? Die een wat ek dadelik onthou is daardie rolprent The Hellions. Dit is 'n prent wat ons in koproduksie gemaak het saam met 2 oorseese maatskappye. Ons aan ons kant kon geen skepende deel bydra nie. Die idee was ons gee helfte van die geld, van die produksiekoste en van ons tegnisie en dan sou hulle die draaiboek en die spelers en die afrigting alles verskaf. En dit was 'n vrot prent. Ek is nou nog skaam as ek daaraan dink, want ons was daarom betrokke daarmee. En ons het natuurlijk 'n geweldige groot som verloor ook met die maak van die print. En dit was vir my 'n geweldige groot terugslag geweest daai jare. Jamie, nou die laaste vraag hier. Nou, hy is ook sommer reg hier van die skouer af. Wat is jou werklik waar, eerlik waar? Ek praat nou nie net spesifiek van rolprente nie, maar ook van jou persoonlike lewe. Wat is jou grootste ambisie? Nee, my grootste ambisie staan maar nog weer in verband met rolprente. En ek probeer baie hard om dit binnekort te bereik. My grootste ambisie van die begin was om rolprente te maak in hierdie land sonder ingevoerde tegnisie of sonder ingevoerde sterre wat daarom kan meeding op die oorseese mark. Wat daarom kan vir ons status gee op die oorseese mark. Nou met die Ngaka het ek so halfpad so intoe getrap, maar ek het daar nog 'n bietjie geflous. Ek het nog ingevoerde sterre gebruik. Met die huidige print wat ek nou vrystelling All the Way to Paris, flous ek nog so 'n klein bietjie. Ons gebruik daar net Suid-Afrikaanse spelers en Suid-Afrikaanse tegnisie. Maar net om daarom nog doodseker te maak, ons staan nog 'n kans. Het ek die print nie in die land nie, maar oorsee gaan skiet. En ek het so gereken dat as ons in 7 lande oorsee skiet, dan is daar 'n versekerde afset in daai 7 lande en dit het ook so gebeur. As ons daar opnames maak, het die plaaslike verspreiders kan vra of hulle die prent daar kan vertoon. Maar ek klous nog daar, ek wil nog hierna, as dit nou slag, wil ek dan 'n prent maak wat in hierdie land gemaak word. Net plaaslike, nie alleen talente nie, maar tegnisie. Jou eie land, alles gebruik van jou eie land. En dan nog dit as wat hulle noem 'n first feature oorsee dat vertoon. En dit is 'n byna ondoenlike ding want soos jy weet in die rolprentwese tel die name. As jy nie 'n Gregory Peck of Doris Day of iemand aan het nie, dan is jou kanse gering. Maar ek glo dat dit tog op die einde bereik kan word sonder sulke vloeisery soos om skielik in hulle lande te gaan skiet of om 'n halwe ster in te voer of iets dergeliks soos wat gemaak het met Ngaka. Want daar is daarom faktore wat daarmee wat vir ons help. Die feit is dat die sterstelsel het nie meer so 'n geweldige greep nie. Hy sal nooit behoorlik doodgaan nie. Maar hy het nie so 'n geweldige greep op die vermaaklikheidswese wat hy gehad het nie. En aan ons kant is daar ook die feit dat Suid-Afrika as 'n rolprentland oorsee nog totaal onuitgebuit is. Daar was al 'n ou prentjie hier en daar gemaak. En daar was al groot prent ook hier gemaak, maar so min dat die land onuitgebuit staan, onontgin staan. En as dit dan so tref dat ons dit kan regkry, dan het ek my ambisie uiteindelik bereik. Maar Jamie, ek hoop alles gaan vlot met jou, alle sukses in die toekoms. En namens Radio Goeie Hoop, die beste van sukses met jullie nuwe rolprent. Baie dankie.